Hi vriende, baie welkom by nog 'n episode van my en my vrou se programmetjie Groei Saam. Ek glo vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd. En ja, wie bevoorreg is ons om nie weer so om Vader se woord te kan kuier en te kan leer nie. Ek glo en vertrou dat dit ons elkeen hieruit ook iets gaan leer. Kom ons sluit net eers ons oë in gebed. O allerheiligste almagtige koning van alle koning. Jahwe Here ons God Vader, baie dankie weer eens vir hierdie geleentheid wat ons het om u woord te kan kuier en te kan leer. En ja, Here, soms te lag ook. Vader, dankie dat u vir ons humor ook gegee het. Here, ek wil u vra, help ons nou. Dit wat u vir ons wil leer, dat ons dit regtig sal leer, ons eie sal maak. En ja, Vader, so saam met dit ook die wêreld 'n beter plek te kan maak. Here, ons loof en ons prys en ons dankie al reeds vir al die goeie werke, die goeie gawes en die genade. In Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Amen. Hallo julle, welkom hierdie week by ons. Ek is Aldien. Hallo Eldien. Wie's jy? Jannie. Nee, jou naam is Chris. Hallo Chris. Hallo Eldien. Kom ons begin. Dankie tog. Ons is alweer laat. Dis weet julle vriende, daar's 'n ding eintlik en ek is so bly ons doen hierdie program vanaand. Want ek dink daar is so baie mense wat geen benul het van tyd nie. Hulle weet nie hoe om hulle tyd te beplan nie. Hulle weet nie hoe om hulle dag te beplan ewe nie. Want hulle het so baie dingetjies wat opduik en dan wil hulle eers hierdie vuurtjie doodmaak en dan wil hulle daai vuurtjie doodmaak of daai rookie en dan daai rookie en dan daai rookie. Maar intussen dan brand die huis af agter hulle want daar's te veel rookbolletjies wat opskiet. So hulle probeer so baie balle juggle. Een of ander tyd gaan die goed op die grond val. Dit is soos om met eiers te juggle. As jy hom mis, dan breek hy. So ja, ek is seker ons gaan baie leer uit hierdie episode hoor. En ek sien so uit daarna. Want ek is seker so 'n tipe persoon. Kom ons kyk. Yes, vriende, kom ons groei. Chris sit reeds by die vergadertafel met 'n noteboek oop. Hy kyk op die klok. Ai. Dis laat en Aldien is alweer laat. Wat? Jammer Chris. Ek is baie jammer. Ek het nie gesien hoe laat dit is nie. Aldien, weet jy nou, jy's alweer 10 minute laat. Weet jy hoeveel keer hierdie maand jy al laat was? Regtig, en kyk nou, hoeveel van hierdie mense sit nou nog hier en wag vir jou. Jy hou almal op. Ai Chris, ek weet ek is laat, ek is regtig jammer. Ek het vasgeval in verkeer en toe wou ek afdraai, maar daar was bouwerk en Ja, Eldien, en so gaan jy so baie stories bylas dat jy gaan jouself naderhand so in 'n strik en vas lieg. Ek gaan tand sê dat jy nie kan onthou waaroor jy in die eerste plek laat is. Kan ek net 'n slukkie water kry asseblief? Aldien, jy moes water saam met jou gebring het. Sit, ons is laat. Okay, jammer. Ag weet julle, kollegas, kan julle ons dalk verskoon vir so rukkie. Ons sal maar hierdie vergadering vir 'n volgende dag beplan. Want ek kan sommer sien Aldien het nie eers op papier werk nie. Aldien, ek dink jy moet vir die kollegas van jou om verskoning vra. En regtig, dit is die laaste keer. Okay. Ek is jammer julle, ek sal nie weer laat wees vir 'n meeting nie. Sorry vriende. Okay, Aldien, maar wag jy 'n bietjie. Maak sommer die deur vir ons toe daar asseblief. Weet jy Aldien, dis baie interessant. Jy het weer gedink alles gaan volgens jou plan verloop vanmôre, né? Maar toe gebeur daar iets wat buite jou beheer was. Maar weet jy, net so wil ek gou net 'n spinner in die bos gooi. Jy het seker weer laat gaan slaap gisterand, né? Ja, Jou alarm het afgegaan vanoggend, toe druk jy hom snoes 3 keer. 4. Jy sien. Dit is amper soos hoe ons met God se tyd ook werk, weet jy dit? Ons maak planne, maar hy werk op 'n ander klok. Sy tyd is anders as ons tyd. Wat bedoel jy? Ek dink jy is nie net laat vir 'n vergadering nie. Ek dink jy het betyds oor God se tyd. Wat bedoel jy? Ek verstaan nou nie lekker nie.
Hoe weet ek wat jy bedoel? Hoe is God se tyd reg as dit anders as myne lyk? My tyd sê dan nou dis 7:50. Ja, weet jy wat? Daai is een van die grootste geloofsvrae. Jy sien, ons kyk na ons horlosies en kalenders. God kyk na ons hart. Ons hart. Ja, ons hart. Ons sien nou, hy sien ewigheid. Jy sien, dis hoekom nou in Jesaja 55 vers 8 sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Sy tyd is gebaseer op volheid, nie vinnigheid nie. En jy sien, Eldien, ons God, is 'n God van orde. In die woord staan daar, presies, daar's 'n tyd vir dit en tyd vir daai. En God het 'n bepaalde tyd gemaak vir alles. Jy kan dit gaan lees daar in Prediker 3. Daar's 'n tyd om te rou, daar's tyd om te plant, daar's tyd om te lag, daar's 'n tyd om te huil. Jy sien, alles het 'n tyd. Maar as ek so om my kyk, en ja, ek kyk vir jou, dit lyk vir my of jy dink jy is baas van tyd. Jy kan jou eie tyd maak, jou eie ding doen. Maak nie saak hoeveel ander mense om jou ongerieflik is daaroor nie, want ek meen, almal is nou laat, omrede mevrou Eldientjie mos dink die tyd gaan om haar, alles draai om haar. Verstaan jy? Ja. Ja, baas. Nie vir die jaar nie. Ja, meneer Boysen. Nou ja, sien jy? Oh, sorry, pastoor Boysen. Jy sien Eldien, kom ons raak nou ernstig, né? Jy weet mos in ons moderne wêreld van kitskos, selfone en nou is ons nie gewoond aan wag nie. Jy sien as daai mikrogolf van jou eintlik op te stadig draai na jou sin, raak jy ook half ongemaklik of jy wil hy steppies begin kry want jy wil nie wag nie. Ons wil resultate sien, oplossings hê en antwoorde kry onmiddellik. Maar jy sien, Eldien, God werk nie so. Nou, hoe werk God dan? Sy horlosie tik anders. Ons meet tyd in sekondes, ure en dae. Hy werk met seisoene, gereedheid en ewigheid. Jy sien, God se tydsberekening is nie 'n verwagting nie. Dit is 'n strategie. En wanneer ons hom vertrou, leer ons dat wag nie 'n straf is nie, maar 'n uitnodiging tot verhouding en verdieping. Jy sien, hy is nie haastig nie, maar hy is nooit te laat nie. Hy werk nie op 'n horlosie nie. Hy werk op 'n ewige kalender. Eldien, nie net dit van wag nie, maar God hou daarvan dat ons betyds is. As jy jou hand opgesteek het en gesê het, yes, ek sien jou 10 voor whenever of, maar jy het 'n tyd vasgestel, dan maak jy seker jy is daai tyd daar. Jy laat die mense nie wag nie, want weet jy, in die eerste plek is dit onbeskof. Seker disrespekvol ook. Ja, want dan dink daai mense, hoorie sommer, jy ag hulle nie regtig nie of jy gee nie om oor hulle nie. Jy doen jou eie ding. En hulle is nie regtig vir jou belangrik nie. So sien jy, en in 'n Christelike lewe wil jy mos nie daai weerspieëling gee nie, want dit is mos nie hoe ons is nie. Ons is op tyd. Ons is op datum. Ons is op ons plek. Want dit is wat die woord leer. Dit is selfbeheersing. Jy beheer jou tyd. En jou ja is jou ja en jou nee is jou nee. Maar soos wat jy maak, weerkaats jy mos nou heeltemal 'n teenoorgestelde. Want nou sê hulle, oeg, maar kyk nou daai Eldien is mos nou 'n Christen. Maar sy's altyd laat. Verstaan jy? So wat se persepsie van 'n Christen skep jy nou by die ander ongelowiges of die mense wat ook regtig eintlik na die Vader verlang en al daai goeders, maar nou skep jy die voorbeeld as 'n Christen. Hoorie maar laat kom ons kyk. Verstaan jy? So hulle kan dit net sowel in 'n ander lig ook sien. Laat kom ons kyk. Jok is okay. As ek hierdie pen wegdra is okay. Verstaan jy? Hierdie klein goedjies wat actually 'n groter prentjie skets by ander mense. Ek het dan my penne teruggebring. Ja, Eldien. Maar ek het Two besef rights, hoe maar sê dit, two rights doesn't make a wrong. two wrongs doesn't make a right. Ja.
Ja, ek sal nie weer die penne wegdra nie, maar ek het nie besef dat my gedrag as 'n Christen ander mense se lewens beïnvloed en hulle keuses en die manier hoe hulle ander Christene sien nie. Al die natuurlik. Onthou net een ding, jy het 'n teken op jou rug. 'n Teken? Ja, Hoe bedoel jy? die duiwel gaan jou mos nou aanval. Ek het jou mos al lankal vertel van daai teken wat jy het. So, en almal se oë is op jou gerig. Omdat Hulle- ek 'n Christen is. Ja, hulle wag vir jou om te skeef te trap. Hulle wag daarvoor, sodat hulle jou kan uithaal en jou oor die kolle kan haal en dan gaan hulle sê, maar ag, as ek Christen dit kan doen, kan ek dit ook mos doen. Verstaan jy? Ja. So jy moet absoluut 'n voorbeeld wees. 'n Voorbeeld. Soos ek gesê het, jou ja moet jou ja wees, jou nee moet jou nee wees. Jou tyd moet jou tyd wees. In elk geval jy's laat. Hoekom het jy nie gebel en gesê, hoor hierso, ek sit in verkeer vas nie. Jy het nie eers die moeite gedoen om te bel nie. Ja, want ek het gedink ek gaan betyds wees. En toe dink ek, ag maar julle gaan seker begin met die vergadering. Maar want gewoonlik aan begin vergaderings maar net en dan gee hulle nie om oor die mense wat laat is nie. Maar ja, hierdie is jou vergadering, so ek neem aan jy ongesien jy die chair is van die vergadering, hang dit van jou af wat jy wil doen en alles. Nee, Eldien, ek sien 'n stoel van die vergadering. nee, 'n stoel nie. Die een met die vergadering lei. Jy sê 'n chair. Ja, die chair van die vergadering, ja. Ja, maar dit is die hele ding. Ek meen, dan bel jy en jy sê, hoorie, die verkeer staan. Jy weet presies hoe lank dit jou vat om by die werk te kom. Maar okay, ek het jou nou genoeg daaroor uitgehaal, maar want ek hoop regtig jy het nou geleer en geluister. Ek dink ek gaan 'n bietjie vroeër gaan slaap in die aand. Ek gaan op 'n game speel. Want dis maar ek kyk maar net speel maar net games in die aand en dan is ek nie moeg nie en alles nie en dan wil ek nie vroeg gaan slaap nie en dan eventually wanneer ek gaan slaap is dit laat. Ja, jy moet regtig en weet jy, Eldien, eintlik maak jy my moedeloos. Hoekom? Want het ons nie laasweek gepraat oor dieselfde ding nie. Jy moet tyd maak om met God te spandeer. O ja, ons het Kom jy daai tyd ooit nog na? Moet ek eerlik wees. Jy wil my eerlik wees nie. Wees met God eerlik. Hy sien jou hart. So ek wil nie eers weet nie. Onthou net een ding. Maar jy gaan kwaad wees. Ek het 'n afspraak vertel. Ek het 'n afspraak met my vader. Mhm. Elke oggend 6:00. My afspraak met hom. En ek kom dit na. Kom vakansiedag, kom Saterdag, kom so maakie saakie. My afspraak is 6:00 met God. Maar ek wens ek kan En hy staan en wag. En weet jy hoekom? Hoe kan jy hom laat wag? Ja, ek is net 'n mens. Ek is nie veronderstel om dit te doen nie. Ek moet na God se tyd gaan want hy is ons Vader. Ek is jammer, Chris. Dit is net respekvol. Ja. Dis regtig, behandel ons met respek. Jy Ja. het tyd gemaak, jy het tyd gemaak. Ja. Jy draai nie daarvan af weg nie, jy loop nie daarvan af weg nie. Jy kom dit na. Ek het nooit eintlik aan gedink dat ek 'n afspraak het met God nie, hè? En nou elke dag dan kom ek hierdie afspraak na nie. Ek daag net nie op nie. En dan staan jy vir God en dan staan God en wag vir jou. Ja. En jy kom nie. Ja. Ek het regtig nie gedink dit is so nie. So, ek is jammer. Dit is nogal eintlik skeerie. Maar okay, ek laat nou vir God wag, maar hoekom laat God my wag? As ek vir iets vra, want ek vra nie vir slegte goede nie. Eldien, weet jy, wag is deel van tyd. Alles het 'n tydperk. En kom ek kan jou verseker om op God te wag nie, is die moeite werd. God, soos ek nou vir jou gesê het 'n tyd ingestel vir alles. En wag is nie 'n straf nie, dis 'n vorming. Dink aan Josef. God moes hom vorm om hom eendag Egipte te laat bestuur. Jy sien, wag toets jou karakter. God stel altyd karakter bo gemak. En onthou, Vader gee nie net wat jy vra nie. Hy gee wat jy nodig het om sterk genoeg te wees vir dit wat kom. En daai wagperiode is gewoonlik om jou te laat groei of om vir jou meer leiding te gee. Daar's altyd 'n rede hoekom God jou laat wag. Maar dit is nog steeds nie 'n verskoning dat God vir ons moet wag. Ja, ek het regtig eintlik gedink dat ek vir God laat wag as ek die opdrag van my gebedsafspraakie, my Bybel leesie. Dis 'n saak tussen jou en God wat jy moet gaan regstel en regmaak. En net laasweek het jy vir my baie mooi vertel
dat ek dit veronderstel is om te doen uit my eie uit en ek moet nie ophou om te bid en Bybel te lees nie. Maar ek is jammer, ek het regtig gevolg, Chris. Alright, ek dis ook sê, jy moet maar met vader gaan regmaak. Jy hoef nie met mense reg te maak nie. Maar soos vandag se vergadering moet jy maar met mense ook gaan om verskoning vra. Ja. Wat as ek moedeloos raak in die wag? Dan moet jy doen wat Dawid gedoen het. Praat met jou siel. My siel. Ja. Psalm 42 sê, waarom is jy so mismoedig, my siel? Hoop op God. Geloof is nie altyd gevoel nie. Dit is 'n keuse om te glo. Selfs in die stilte. As jy moedeloos uit beteken nie jy is swak nie. Dit beteken jy's mens. En dis presies hoekom jy God nodig het. Hoekom ek God nodig het. Ja, Eldien, hoekom elke mens vir God nodig het. En as ek dink ek het God nie nodig nie, Dan, Eldien, dan, met al hierdie etenstye wat jy so met my kon gesels het, nee, was alles te vergeefs. ek weet ek het God nodig, ek het maar net gewonder as ek dit dink. Hoekom het jy God nodig? Ja, Hoekom het jy asem in jou longe nodig? om te leef. Presies. Dis hoekom jy God nodig het, om te kan leef, te kan oorleef, die ewige lewe te kan beerwe. Chris, dink jy daar's baie mense wat die ewige lewe gaan mis? Eldien, ek glo daar is, ja. Maar daar's so baie mense wat nie 'n verhouding het met Jesus Christus nie. Daar's so baie mense wat nie hulle sondes bely nie. Daar's so baie mense wat nie eers in Jesus glo nie. Daar's so baie mense wat eerder die vyand volg. Daar is so baie mense wat die pad duister is. En so ja, ek dink ja, daar is heelwat mense wat die ewigheid nie saam met Jesus gaan deurbring. Vertel my gou net een ding weer. Ek hou daarvan as jy vir my dit vertel van die feesmaal. Wat is hierdie feesmaal nou weer wat jy gesê het as dit die wegraping is? Eldien, dit is wanneer Jesus ons kom haal. En dit is wanneer Vader, ons God, Yahweh, vir ons 'n feesmaal voorberei vir die kerk van Jesus, vir die bruid, om in daardie feesmaal te gaan deelneem en deel te wees van. Elkeen het 'n stoel daar, mits jy Jesus as jou verlosser aangeneem het, jou saligmaker. Dan gaan jy uit daai feesmaal bedien word deur God. Hy gaan die kos voorsien. Hy gaan dit gaar maak, hy gaan dit maak. Dis waarna ons uitsien. Ek dink ek wil daai feesmaal mis nie. Wel, Eldien, dan moet jy baie hard werk in jou tyd. Ja, ek besef dit. En onthou nie, tyd loop uit. Onthou dit ook net, né? Tyd loop uit. Wat van as jy te laat is? As jy te laat is, jy te laat, né? Te laat is om vergifnis te vra. Te laat is om jou hart na Jesus toe te wend. Te laat is. Die tyd loop uit. Chris, ek wil iets vra net, nou wat jy praat van tyd wat uitloop. Sê nou maar, ek is nou 'n bankrower, nê? En ek breek by die bank in. En op daai selfde tyd wat ek besig is om by die bank in te breek, word ek doodgeskiet. En ek het nie vir God om vergifnis gevra omdat ek in die bank ingebreek het. Wat gaan dan met my gebeur? Het jy jou hart vir Jesus gegee? Ja? Het jy jou sondes bely? Behalwe nou die sondes van die bankroof. Elke sonde word 'n mens vergewe, behalwe een sonde. Wat 'n sonde is dit? Sonde teen die Heilige Gees. Maar wat beteken dit? En weet jy, daai is 'n lang gesprek. Ons sal weer op 'n ander geleentheid oor dit praat, né? Ja. Maar ek wil nou eers met jou praat oor jou tyd. Okay, kan ek jou vra? Alweer. Ek wil jou eintlik uittrap. Ja, Maar okay, vra maar. Hoe weet ek wag op God en dan gebeur daar net niksie? Goeie vraag. Jy sê om te wag op God, nee, beteken jy leef aktief in gehoorsaamheid terwyl jy wag. Jy bly bid. Jy bly dien, jy bly groei. Wag is nie 'n stilstand nie. Dis 'n geestelike voorbereiding. As jy groei terwyl jy wag jy op God. As jy stagneties kies, wag jy net in jouself. Stagnaties, met ander woorde, ek moet nou net as ek net niks doen nie. Ja, moenie gaan sit op 'n klip en hoop die goed kom uit die lug uit geval na jou toe. Wel, dis wat ek Dis kom ek vir jou gesê het nou.
Gewoonlik wag is want jy's nog nie gereed vir hierdie groot stap wat Vader vir jou voorberei nie. Hy berei jou nou eers voor in hierdie wagkamertjie waar jy sit te wag. O, ek onthou jou preek het gesê, Jesus wag ook in die wagkamer, né? Ja, Jesus wag ons om ons terug te kom. So hy Ja. wag op. Ja, ek onthou daai van jou preek. Ja, dit was my regtig 'n pragtige preek daai gewees van jou Chris. En ek het nie besef Jesus moet opwag nie, net soos ons. So En hy's geduldig, né? baie meer as ons mense. Want ek wonder nou juis, hoekom lyk dit soms vir my of ander mense se gebede vinniger beantwoord word as myne? Aldien onthou, jy sien hulle glimlag, maar nie hulle proses nie. Jy sien ons vergelyk ons wag met ander se vrug. Dis baie gevaarlik, hoor. God se pad vir ons elkeen is uniek. Ons sien dit mos in Johannes 21 vers 22. Jesus sê vir Petrus: "Wat gaan dit jou aan? Volg jy my." Jou tydlyn is nie iemand anders se tydlyn nie. Jou groei is nie iemand anders se groei nie. Jou pad is nie iemand anders se pad nie. Ons elkeen het ons eie unieke, asemrowende pad wat Vader vir ons voorberei. So dis hoekom daai wag is om jou te laat groei. Chris, dink jy as ek nie gewag het nie, sou ek iets gemis het? Ek vir God se antwoord gewag het nie. Aldien God is genadig. Ja, jy kan voor sy tyd spring en seer kry. Onthou jy al hoeveel deure jy probeer self oop forceer en dan as jy deur daai deur is, dan kry jy maar net pak slaag. Onthou jy Abraham en Hagar is 'n voorbeeld. Abraham en Hagar. Ja, maar selfs dan kan God nuwe padkaarte maak. Jou foute frustreer nie sy plan nie. Hy gebruik self afdraairoetes vir jou groei. Wel, ek onthou nou die storie van Abraham en Hagar. Abraham en Sara kom ons nou nie kinders hê nie en God het vir Abraham gesê hulle gaan kinders hê. En toe het hy vir Hagar gevat wat Sara se slavin was en 'n kind by haar gehad. Korrek. Want hy wou seker nie gewag het vir Haai, God nie. Eldien, jy lees jou Bybel. Ja, ek het toe mos gesê ek het begin. Genade. So So jy het dan tyd vir dit gemaak. Ja, maar die stories is so interessant. Eldien, ek het nou vir jou hoeveel keer gesê dit is nie stories wat in die Bybel is. Maar dit is mooi. Dis ware verhale, O, nie Ja. stories nie. ja, Jy kry stories in 'n storieboek. maar die Bybel is beslis nie 'n storieboekie. Nee, dit is nie. Die Bybel is ook actually 'n padkaart, weet jy dit? Padkaart moet jou wys waartoe jy gaan. 'n Padkaart moet jou wys wat jy nie moet doen nie. 'n Padkaart wat vir jou wys wat jy moet doen. Ek meen as jy Spreuke lees nie. Spreuke is een vers van Spreuke, gewoonlik die eerste sin is moenie dit doen nie en dan die tweede sin is as jy dit gedoen gaan dit gebeur. So daar's 'n waarskuwing en daar is vir jou 'n roete. Lees jou Spreuke, jy sal agterkom wat daar staan. Ek gaan 'n bietjie meer tyd maak in die aande dan vir my Bybel lees. En wat van die oggende? En wanneer Hallo, wil jy nie veilig by die werk kom? Ja, Of neem jy net dit aan, hoe, hier gaan dit. nou ek doen dit meeste van die tyd, Ja, maar ja. maar ek gaan probeer verander. Hoorie, so ek sien jy het jou lipstik probeer aansit terwyl jy bestuur het weer. Wie weet, hoe kan jy ja, kyk hoe lyk my gesig. Ek wil jou tande. Ja, sorry. My sê sorry. Ek is jammer. Yes, ek kan sommer sien ek lyk asof ek net so vinnig uitgestomp gestaan het en verwaai, want jy het nie tyd gehad nie. ja, Dit is nie belangrik is tyd. ja, ek sien. Ek is jammer, Chris. Ek gaan vir jou man 'n boek gee om jou 'n boek kry of iets om op 'n kursus te stuur vir time management. Kry jy time management kursusse? Jy weet jy, ek het 'n goeie professor, né? Professor Aubrey Burger. Ja. Daarvan val oor. Ja. Weet jy, daai is actually 'n asemrowende man om mee te gesels. Hy het soveel kennis. Wag, laat ek gou sy nommer vir jou soek. Kom gou aan. Maar jy het pas met Jill gepraat met sy vrou, né? Ja, ek Nou, moet eintlik weer 'n afspraak maak Ja, jy met het dit haar. laas ook gesê, maar jy sien, jou tyd. Jy het mos nie tyd nie. Hier is al 'n week later, maar jy het nog steeds nie tyd. Ja, ek stem saam. Wag, Maar ek moet kan ek jou gou vra wanneer laas was jy in die klerewinkels? gister. Gistermiddag, né? Ja. Maar jy het tyd. Ek kan mos sien ek het 'n nuwe hemp aan. Ek Ja. net geseker maak met hierdie. lipstik op jou tande. Ek het my nog liewe lipstik ook gaan koop gister. Ek sien jy het dit gou geproe. Hier is Jill se nommer. Ek wil net seker maak is dit die regte nommer nou weer. Ek praat van Aubrey, nie van Ek gaan nou sy nommer save. Ek wil net vir jou vra of Jill se nommer reg is. Dis 074 689 6263. Ja, dit klink reg.
Okay, kan jy dan vir my Aubrey se nommer? Wat het jy gesê is 'n professor? Professor asseblief, ja. So ek kan hom nie Aubrey noem nie. Nee. Hy het hard geleer vir daai professor graad van hom, hoor. Is dit moeilik om 'n professor te raak? Vra hom, praat met hom, hoor, en dit vat baie tyd. Gaan hy omgee as Jy moet tyd hê vir dit. Eldien, tyd. Ek het nie dit nie, maar kan ek Jy het nie dit nie. Ek gaan dit maak. Maar jy het tyd om laat te kom. Ja. Maar jy het nie tyd vir ander goed nie. Ja. Jy het tyd om in die winkels rondloop. Maar jy het tyd vir ander goed nie. Dit is lekker om in die winkels rondloop. Is dit nie vir jou lekker om die Here te aanbid en sy Bybel te lees nie? Ja, dit is. Okay. Jy moet regtig met professor Aubrey praat asseblief. Maar wat gaan Ek wil klaarmaak met jou. Ek weet nie, ek kan jou nie meer hanteer nie. Skies? Sy nommer is 076 076 479 479 7517. 7517. Ja. Gaan hy nie kwaad wees as ek hom bel nie? Nee. Moenie net vir hom sê jy gaan hom so laat bel en dan bel jy hom nie. Jy bel hom 'n halfuur later nie. Daai man se skedule is uiteengeset. So hy gaan jou inpas. So, maak seker jy's op tyd. So ek moet 'n afspraak maak met hom net soos wat ek 'n afspraak met God het. Weet jy, Eldinus, ek sê so verkeerd as jy sê jy het 'n afspraak met God. Aan die een kant is dit reg, maar weet jy, ons het nie regtig eers 'n afspraak nodig met God. Jy kom net na wat jy gesê het jy gaan doen. Here, ek kry u elke oggend 6:00, 5:00, 4:00, whenever. Maar jy het nie nodig om 'n afspraak te maak met hom. Ek meen as jou oë oop gaan in die oggend, wat is jou eerste ding wat jy doen? Ek gaan maak koffie. Myne gaan oop en ek sê goeiemôre Vader, goeiemôre Jesus, goeiemôre Heilige Gees. En dis my eerste liefde. En dan kan die dag begin. Nou ek my stilte tyd goed gehad het. So ek moet elke oggend vir God môre sê. Maar weet dan is môre. Ag, my genade mens. Weet jy wat 'n verhouding jy met hom het, né? Ja, ek hoor dit jy sê. Ai, ek is jammer. Ja, jy moet maar regtig iets by daai professor 'n bietjie uitkom. Voordat ek nog tyd aan jou gaan bestee, want jy mors my tyd. Mors? Ja. Ek was net vandag bietjie laat. Vandag. En vorige paar kere. Ja. Maar nou ja. So ons het ook vir jou gewag. Ja, ek weet, ek verstaan. Maar dink jy God verstaan hoe swaar dit is vir mense om te wag? Aldien ek dink hy verstaan dit baie goed, hoor. Jy sien Jesus moes self gewag het en hy wag nog steeds. 30 jaar voor sy bediening begin. Jy sien in Getsemane moes hy wag vir die Vader se wil. Hy weet hoe voel dit om te wag en dan is die tyd swaar raak. Maar hy wys ook wag lei tot vervulling van groter dinge. En jy sien in daai wagtydperk. Dan is dit 'n goeie tyd om net met God te praat terwyl jy wag. Ek meen, ewen Jesus het gebid in sy wagtydperk. Is dit dan, dink jy dis moeilik om te bid in die tyd wat 'n mens wag? Of hoe moet ek bid in die tyd wat ek wag? Eldien, met eerlikheid, met geloof, met oorgawe. Nie net Here gee vir my nie, maar Here vorm my. Here gee vir my geduld. Here help my om geduldig te wag. Ek meen, Jesus het in Lukas 22 vers 42 gebid. Nie my wil nie, maar u wil. Dis 'n kern van waggebed. Oorgawe bo uitkoms. Oorgawe bo uitkoms. Met ander woorde, ek moet die Here aanbid en loof en vertrou en alles. En hy sal vir my gee op die regte tyd. En weet jy wat, aan die ander kant, mens moet lekker om saam met die Here te wag. Ja, jy het so gesê, maar ek het nie dit ter harte geneem nie. Ek het net God's time, not my time. God's time. Dink jy dit kan gebeur dat ek ophou glo tydens die wag? Ja, jy gaan seker, want dan onthou jou daai vyand. Gaan ons nou vir jou sê, hoorie sommer jy wag nou verniet. Dit gaan nie met jou gebeur nie, jy is nie goed genoeg nie, jy vra nie mooi nie. Ja, dan is dit waar jou geloof begin verswak, seker maar. Want jy leer mos na jou ore uit en dit is hoekom ook weer eens belangrik is om in 'n gemeenskap van gelowiges te wees. Dat die een die ander bemoedig, dat hulle help mekaar dra in daai laste en ek het dit vir al hoeveel keer gesê. Soos die God se stem wat my so laat twyfel het, dis die duiwel. Hoe sal God jou ooit laat twyfel? Weet jy, ek het maar gedink God is mos nie vals nie. O, jy het mos gesê ek moet God se stem ken. Jy moet Jesus se stem ken.
Want hoe gaan jy weet wanneer hy jou gaan roep om te kom, as jy nie sy stem ken nie? En sê nou maar ek is klaar dood en ek is in my graf en ek hoor God se stem, maar ek weet nie dis God wat my roep nie. Dan gaan jy nog lekker lê. En dan gaan ek nie deel wees van die ewige lewe Dis nie. al wat ek vir jou kan sê, dan gaan jy nog lekker lê. Hoe hou ek hoop van die lewe? Hoe, met ander woorde, hoe gaan ek in my gedagtes en in my lewe, hoe gaan ek vashou om te bly hoop? Aldien, weet jy maak my moedeloos. Regtig. Jy maak my regtig moedeloos. Hoekom? Hier praat ons van wag, nou jump jy na hoop toe. Waar is wat is jou regte antwoord? Wat is jou regte vraag? Jy kan nie een vraag vra en dan sê in die helfte van die antwoord en dan jump jy na iets anders toe. Nou, jammer. Wat as ek in my wagtyd verkeerde keuses maak? Ai, Eldien. As jy in daai tydperk verkeerde keuses maak, dan het jy mos nie gewag nie. Want jy mos dan weer jou ore uitgeleen en dan was jy weer jou eie mensie. Eldientjie, hier gat ek soos 'n masjienkie. En dan hardloop jy teen die mure vas en jy val onderste bo en dan is dit nou weer God se skuld. Want Eldientjie wou weer nie gewag het nie. O, jy weet presies hoe ek is, né? Jy sien die waarheid is, almal van ons het al verkeerde besluite gemaak tydens wag. Selfs soos Abraham en Sara. Jy sien soos ek nou vir jou gesê het, hulle het mos vir Hagar gebruik om dinge aan te help. Maar ja, Nou, hulle seker gedink God is te stadig. natuurlik. Net soos wat ek baie keer dink. Ja, natuurlik. Eldientjie die masjienkie. Maar jy sien selfs toe het God nie sy belofte gekanselleer wat hy vir Abraham gemaak het. Jy sien dit is belangrik om nederig te wees in daardie oomblik, om te erken. Here, ek was haastig, ek was verkeerd. Ek wou dit self gedoen. Jy sien, dis hoekom ek altyd vir jou ook sê net daai eie self, ek myself. En ek weet dat God sal jou vergewe. Hy is 'n God wat nie net straf nie. Hy's 'n Vader wat herstel. Spreuke 3:6 sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wat beteken dit? Ken hom in alles wat jy doen. Ja, Ken hom wanneer jy winkel toe gaan. Ken hom wanneer jy 'n groot besluit wil maak. Ken hom wanneer jy 'n klein besluit wil maak. Ken hom in alles. Laat hy vir jou die weg wys, maar ja, soos jy gesê het, Eldientjie die masjienkie wil mos alles te vinnig, maar plaas jy net vinniger by die werk op kom. Met daai masjienkie van jou. Ek sal probeer. Want jy sien selfs jou kromdraaie, sy genade herstel rug en lei weer opnuut. Jou kromdraaie gaan hy in reguit paaie maak. Ons almal maak foute, ons almal wil mos maar ons eie koppe gaan stamp. Maar weet jy op die einde van die dag, as jy terugdraai na die Here toe en jy vra hom, Vader, vergewe my want ek was ongeduldig. Jy sien vrugte van die Gees, is geduld. Ja, jy's reg. Jy moet miskien weer Galasiërs 5 gaan lees, hoor, dat jy Vader weer vra. Ek dink jy moet heeltemal hernuwe word weer. Ja. Dat daai Eldientjie die masjienkie net Eldien die kind van God kan word. Ja, dis waar wat jy sê. Chris, maar hoe weet ek wanneer die wag verby is en dat ek moet aanbeweeg? Goeie vraag. Want wag moet oorgaan in gehoorsaamheid. Jy sien God bevestig dikwels sy tyd op 3 maniere. 3 maniere? Ja, Eldien, 3 maniere. Hoe bedoel jy 3 maniere? Sy woord, jy lees iets wat direk met jou situasie praat. So as ek baie keer kry ek my antwoord mos in die Bybel, as ek mos iets lees. En soos ek jou mos gesê het, as jy in 'n gemeenskap van gelowiges, soos 'n selgroep of iets is, baie keer praat iemand anders oor 'n situasie wat jy in is, of 'n besluit wat jy moet maak. Iemand anders praat daarvan en daar kry jy jou antwoord. O ja. Jy sien sy gees, jy ervaar innerlike vrede en oortuiging. As dit die regte pad, die ware pad is, want dan praat die Gees met jou. En jy kan dan alles wat jy daar leer of lees, kan jy regtig in God se woord mos die antwoord kry. Want God se antwoord is nooit dubbelsinnig nie. Dis nie ja, miskien nie. Dis altyd ja of nee. Okay. Jy sien jou omstandighede. Hy maak 'n deur oop wat jy nie self kan oopmaak nie. En hy maak 'n deur toe wat jy nie weer moet gaan probeer oop forceer nie. Dis wat ek baie keer doen. Ek is so bly jy herken dit. Ja, dit is die waarheid. As ek nie my sin kry nie, dan maak ek 'n plan om dit te kry. Okay. Jy sien Jesaja 30 vers 21 sê: jou ore sal
'n woord agter jou hoor. Dis die weg, wandel daarin. Jy sal weet wanneer jy moet beweeg, want daar's vrede, nie druk nie. Sy tyd bring rus, nie paniek nie. Alles is op sy tyd perfek by God. So as ek nie gemaklik voel met 'n situasie nie, dan weet ek dit kom nie van God af nie. Seker ja. OK. Wat is die gevaar as ek nie wag op God nie en wag vir sy tyd om te gebeur nie? Jy sien, as jy iets buite God se tyd gryp, kry jy die las sonder die genade. Dink aan Saul, wat selfs die offer gebring het in 1 Samuel 13, omdat Samuel te laat was. Hy het die koningskap verloor. Jy sien, God se tyd is nie net 'n aanbeveling, dit is 'n beskerming. As dit nog nie God se tyd is, beteken dit jy is nog nie volwasse genoeg, sterk genoeg, bekwaam genoeg vir dit nie. Jy sien, sonder God se tyd is jy op jou eie. En dit bring uitbranding, frustrasie, teleurstellings, laat kom en al die dinge. En Eldien, wag beskerm jou teen premature seëninge wat jy nie kan dra nie. Ek ken nou daai storie wat jy van gepraat het, 1 Samuel 13, wat jy gesê het van Saul. Ek ken dit nie. Ek gaan dit moet gaan lees. Dit is mos 1 Samuel 13 wat jy gesê het, né? Ja, Eldien, gaan lees dit. Dink jy God kan sy belofte terughou as ek ongeduldig is? Want jy weet ek is nie 'n baie geduldige mens nie. Want dan moet jy bid dat jy gaan geduld kry, ja. En jy weet jy, ons God is getrou. Selfs as ons nie is nie. Maar ongeduld kan wel veroorsaak dat jy 'n langer pad loop. 'n Langer pad. Dat jy jou knieë stikkend val, elmboë stikkend val. Dat jy langer vat om by jou eindbestemming aan te kom. Ek dink aan die Israeliete. Hoekom moes hulle 40 jaar in die woestyn gaan ronddwaal het voordat hulle die beloofde land kon ingegaan het? Ek weet nie, maar die obviously was die beloofde land seker net daar. Jy sien, dit was ook hulle hardkoppigheid, né? Hardkoppigheid. O ja. Israeliete was baie hardkoppig geweest. Dis hoekom hulle 40 jaar lank in die woestyn moes deurgebring het. Is dit nie hulle wat ook nog 'n kalf gemaak het van al hulle juwele Beeld, ja. en dit Wat hulle aanbid aanbid het? het toe Moses weg was. Dit is hoekom God vir hulle gesê het, wel, nou gaan julle maar vassit en nie een van daardie mense wat uit Egipte uitgelei is, het die beloofde land gesien. Hulle almal het omgekom in die woestyn, behalwe een. Een, Ja, Joshua. Ja, daar was nog een. Caleb. Ja. Jy sien, God sal sy belofte bring, maar wag in geloof, hou jy op die regte pad. Ongeduld verdraai perspektief en bring onnodige hartseer. Dit is wanneer jy mos nou vir die vyand luister. Presies wat hy gedoen het met Eva. Presies dieselfde Eva, ding. hoe bedoel Ja, jy? om vir haar te sê om van daai appel te eet, dat jou lewe, Appel. die vrug van die O. boom. Noem jy dit maar net 'n appel? Ja, ek noem dit 'n appel. Maar in elk geval. Die vyand het ons daar kom ander stories vertel van hoekom daai vrug geëet moet word en al daai dinge, né? So hy het haar verlei om dit te doen. Ek wil ietsie weet. Hoe moes sy geweet het dit is die vyand? Goed, golly. Eldien regtig. Ja, maar sy het nie 'n Bybel gehad of enigiets soos dit mos. Hoe moet sy nou geweet het? Hoekom het sy nie vir God geluister nie? O, Hoekom het sy dis- haar ore uitgeleef vir iets anders? Dis eintlik waar wat jy sê. Sorry, my vraag was onvanpas geweest. Nee, Eldien, jy moet net regtig teruggaan. Net 'n bietjie dink. Tyd Sorry. vat om die Bybel te lees. Tyd. Dis bietjie blond. So, sorry. Wat dink jy, nê? As ek voel dat God my vergeet het, is dit moontlik dat God vir my kan vergeet? Eldien, dit is 'n gevoel wat selfs groot geloofshelde gehad het. Jy sien, Dawid vra in Psalm 13 vers 1, hoe lank nog, Here, sal U my vir altyd vergeet? Maar jy sien, dan roep hy wie God is en sy geloof word weer sterk. Jy mag voel God het jou vergeet, maar vergeet nooit sy kinders nie. Jesaja 49 vers 16 sê, ek het jou naam gegraveer in my palms van my hand. Jy is nie vergete nie. Jy is gebere. Vader weet van jou en hy kan nie van jou vergeet. So dis 'n pragtige vers. Ek het dit nog nooit gelees nie. Ja, maak tyd
om jou Bybel te lees, Elvin. Ek gaan Tyd. moet. Dink jy daar's iets wat ek kan doen om die wagtyd geestelik sinvol te maak? Absoluut. Ja, vet. Maar jou wagtydperk is 'n altaartyd. 'n Het ek nou Altaartyd. mos vir jou gesê, ja. Gebruik dit om jou wortels te verdiep in die woord, om jou gebedslewe te versterk en om geestelik te groei, om die vrug van die gees tyd te gee om wortel te skiet en vrug te dra in jou hart. Om daai wagtydperk, sing psalms, praat met die Here deur die dag, heeldag. Dink jy nie God gaan kwaad wees as ek die hele tyd praat met hom nie? Nee, hy is jou Vader, hy wil betrokke wees by jou. In Psalm 37 vers 7 lees ons: Wees stil voor die Here en wag op hom. Jy sien, in daai wagtydperk ontwikkel jy jou geestelike spiere. Geestelike spiere. Ja, Elvin, soos wat jy gym toe gaan om muscles te bou, so is wag, so is Bybel lees, so is bid. Sien, jou wag is nie 'n vermors van tyd nie. Dis 'n voorbereiding vir groter verantwoordelikheid. Dis hoekom ek vir jou gesê het, hoekom ons soms moet wag, is omrede dit nog nie jou tyd is nie. Jy het nog nie daarby uitgekom nie. Jy's nog nie sterk genoeg vir dit nie. So ek moet deur daai tyd gaan om te wag en te oefen en te nie oefen nie, maar soos wat jy nou gesê het van geestelike spiere, ek moet staan en ek moet regtig my gebeds en my lewe en my verhouding met God dan sterker maak. Ja, Eldientjie. Okay. Wat sê ek vir mense wat vir my vra hoekom wag ek nog steeds op God? Want jy weet mos, mense oordeel mos, jy's mos 'n Christen, jy het mos vir God gevra, maar God gaan dit nie vir jou gee nie. Selfs soos wat hulle mos met Noag gemaak het. Dan tart mense jou mos. Wat as mense my tart? Okay, ek verstaan jou vraag. So sê net maar mense vra vir my hoekom wag jy nog steeds vir God? Hoe weet hulle jy wag vir God? Sê net maar ek het vir iemand of 'n paar mense gesê ek het vir God gevra om my beter werk te gee of wat ook al. Dit is mos so maklik. God se tyd is mos volmaak. God se tyd is 'n vasgestelde tyd. Jesaja 55 vers 8 sê, my gedagtes is nie jou gedagtes nie. Soos die hemel hoor as die aarde, so is my weë hoor as jou weë. God se tydsberekening is perfek. So ek moet maar net aanhou wag en ek moet maar net God se tyd vertrou. Ja, jy sien, ons as mens wil hê dinge moet gebeur wanneer ons dink dis reg. Maar God sien die hele prentjie. God sien die dag van môre. Ons sien net nou en hier, maar God sien in die ewigheid. Terwyl jy daarvan praat, ek het al baie keer gesien dinge in my lewe gebeur en dan as ek terugkyk net, dan sien ek, wow, dis eintlik hoekom daai nie gebeur het nie. Ja, jy sien, Elvin, God wag nie omdat hy weet is nie, né? God wag omdat jy nog nie voorberei is nie. Jy is nog nie sterk, soos ek nou gesê het, jy's nog nie sterk genoeg nie. Jy moet dalk nog jou karakter bou, jy moet jou gebedslewe bou. Jy kan nie vir iemand bemoedig en al daai goeders as jy nog self nie glo nie. Hoe kan jy vir iemand anders sê jy moet gaan glo as jy nie kan glo nie? Jy kan nie iemand gaan leer swem as jy self nie kan swem. Nou, dis waar. Maar dink jy nê dat as ek dalk wag dat dit 'n getuie vir iemand anders se kan wees om te sien dat dat daar regtig 'n God is wat regtig vir ons gebede verhoor? Seker, ja, want dan is jy mos nou 'n living proof. Okay. Dink jy daar's 'n groter doel in wag as net in my eie seën? Eldien, hoekom wil jy geseën word as jy nie wil wag nie? Hoekom wil jy, as jy jou eie ding gaan oopbreek en afstamp, gaan jy mos nie geseënd word daar nie? So, as jy op jou eie wil self aanploeter en God se pad vir hom vinnig probeer laat maak, gaan God dit mos nie seën nie, want jy vat hom mos die werk uit God se hande uit. Nou, ek het nie daaraan gedink nie. En ek het jou mos gesê, God gebruik jou wagtydperk om anders te lewe en anders te dink, rustig te raak. Dink aan Josef in die tronk. Sy interpretasie van sy droom het later die hele volk gered. Onthou jy, hy het gedroom dat sy broers en almal gaan voor hom kniel en al daai goeders. Ja. Maar deur wat moes hy alles gegaan het om daar uit te kom? Een van die hongersnood? Dis juist, word hy mos nou tweede bevel van die hele Egipte. Sjoe. In daai wagtydperk. En hy het nooit vergeet dat God by hom is nie. Hy was ewen in die tronk gewees. Hy het nog steeds nie vergeet dat God by hom is nie. Dis amazing. Ek wens ek kan ook so wees. Ek wens ek kan meer onthou eerder om my eie besluite te neem, eerder om vir God te vra om my te help om die regte besluite te neem. Jy sien, dis hoekom ek sê jy moet wag.
Onthou net nie, dat wag is 'n platform waarop God 'n groter plan bou. Vir jou, jou gesin, jou gemeenskap, selfs mense wat jy nie ken nie. Niks is verniet in God se hande nie. Niks kom by God se tydsberekening uit nie. Dink jy regtig dat God se tyd die beste is? En hoe moet ek dit weet? Hoe moet ek weet God se tyd is die beste tyd? Glo wat ek vir jou sê. God se tyd is perfek. Daar is nie 'n ander wy om te sê. Nie hoe weet jy dat God se tyd presies die regte tyd is? Hy is nooit te laat nie, hy is nooit te vroeg nie. As God sy seun gestuur het om op die regte tyd, sal hy nie jou uitkoms ook op die regte tyd bring nie. God se tydsberekening. Jesus moes spesifiek daai tyd op daardie kruis sterf. God se tydsberekening. Jy moet ook net onthou, nee, God se tyd is nie altyd gemaklik nie, maar is altyd goed. Aldien, ek het ook altyd my eie planne gehad, altyd probeer vinniger deur dit uitkom of daar uitkom, maar toe ek geleer het, God se tyd is die perfekte tyd en ek kan dit regtig vertrou. Weet jy, dan loop 'n ou met net soveel vreugde, vrede in jou hart. Jy's kalm, jy's nie meer gejaag nie, jy's nie meer gespanne nie. Want jy weet God se tyd is God se tyd. En as jy op hom vertrou en dit met geloof loop, is dit nie 'n mors van tyd. Ek moet leer om God te vertrou want ek dink dis my probleem. Ek vertrou myself, ek vertrou nie vir God nie. Jy sien, Aldien in Galasiërs 4:4 sê, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur. God se tyd is God se seun, hier is God se wêreld. Ons is God se kinders. Ek meen, ons as ouers ook, ons gee nie net altyd vir ons kind as ek hom vra vir ietsie. Ek meen, jou kind is 4 jaar oud, 5 jaar oud. Gaan jy nou ons vir hom 'n motor koop? Nee, hy moet mos maar wag tot hy 18 is. O ja. Nou, dit is mos, jy weet mos beter. Ja. Jy gaan ook nie vir hom 'n vuurtjie gee om hier rond te loop en te speel nie. Jy weet mos beter. Ja, ek wil nie my huis afgebrand hê nie. Nou presies, hoe dink jy is ons hemelse Vader dan nie beter? Dis waar. So, jy sien Eldien, alles het 'n bepaalde tyd. Chris, kan ek gou jou Bybel leen asseblief? Ja, seker, hierso. Is dit? Okay. Ek wonder waar is Prediker in die Bybel? Wat nou hierso? Weet jy hoe ek dink ek moet my Bybel bietjie beter leer ken dat ek kan weet waar die boeke in die Bybel is. Eldien, maak tyd om dit te doen. Ja, ek gaan moet. Okay, hierso is Prediker. Dis terwyl ek hierso soek, is daar 'n Bybeltoep wat ek kan aflaai op my foon? Ja, Eldien, daar is 'n Bybeltoep, jy moet maar net gaan kyk daar in jou Play Store. Maar weet jy, ek sal jou aanbeveel om 'n hardkopie ook te hê. Gaan koop 'n Bybel. Hoekom? Want sien, sê maar jou battery van jou foon gaan dood, of die wifi gaan af, of jou data is klaar, of iets aan daai lyn, hoe gaan jy Bybel lees? Ja. Ek sien hier's 'n mooi kaartjie in jou Bybel van jou ouma af. Wat jy behoort. Dis pragtig. Sy het self gemaak. Seker maar. Dis nogal goed. Is ek sukkel nou ver om. Ja, Eldien, jy sukkel jy lekker lam, né? Ja, ek het dit daar nog gekry. Wys jou net. Tyd om die Bybel te ken. Ja, ek dink ek moet. Want ek kan nou sien hoe embarrassing is dit om nie te weet waar die woord die boek Prediker in die Bybel is nie. Ja, né? Jy het ons gesê dis Prediker 3 van die tyd. Dis korrek, ja. Kan ek dit gou lees asseblief? Asseblief nie. En sal dit my help om tyd bietjie beter te verstaan? Elke ding. Sorry, ek wil nie jy moet tyd verstaan nie. Ek wil hê jy moet jou tyd reg bestuur. Ja, maar ek moet dit eers verstaan voordat ek dit kan bestuur. Genade. Okay, hier staan. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in die wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegrop, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n
tyd om te skeer, 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom daarmee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar hy het ook aan die mense besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie, as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet, dat die mens kan eet en drink en aan al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Ek het tot die insig gekom dat wat God doen blywend is. Jy kan daar niks byvoeg nie, jy kan daar niks van wegneem nie. God doen dit sodat die mens vir hom ontzag sal hê. Wat is, was reeds, wat kom, was ook al reeds. God het gebeur wat vroeër gebeur het. Verder het ek in hierdie wêreld gesien, waar daar reg moet geskied is daar onreg, waar daar geregtigheid moet wees is daar oortreding. Ek het by myself gedink, God spreek reg oor die regverdige en onregverdige. Daar is 'n tyd vir elke saak, ook vir die wat in regspraak gebeur. So dis 'n baie mooi Bybelstukkie. Dit is so. En daar lees jy, ja, terwyl jy wag, moet jy nie ongelukkig, hartseer, mismoedig wees nie. Jy moet vrolik wees, soos wat jy nou net gelees het. Eldien, ek wil jy moet hierdie los, né? Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en word nie afgemat nie. In Psalm 27 vers 14. Wag op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Dis pragtig. Dis Moenie jou eie insette volg nie, moenie jou eie deure wil oopskop nie. Gebruik jou tyd wys, koop jou tyd uit om te kan leer, om te kan groei in jou wagperiode. Maar weer eens, jou tyd, bestuur jou tyd ordentlik. Chris, ek dink ek was nie te laat nie. Ek dink ek was reg op tyd. Want ek vir wat God vandag wou gedoen het. Hy wou gehad het dat ons hierdie gesprek moes gehad het, dat ek 'n bietjie beter insig kan hê oor God se tyd. Ja, Eldien, nie net God se tyd nie, maar ook hoe ons tyd bestuur, né? Ek dink jy het seker ook agtergekom hoe belangrik dit is om tyd in God se woord te spandeer. Ja. Tyd saam met God te spandeer. En op tyd, sy perfekte tydsberekening te wag. Ja, en definitief die feit dat jy gesê het ek moet meer tyd in God se woord spandeer, dan sou ek geweet het waar Prediker in die Bybel is. Sou nie nodig gehad het om te gesoek het nie. Korrek. Dis ja, jammer oor die vergadering vandag. Ek sal dit weer skeduleer vir 'n ander geleentheid. Dis reg, maak seker jy is betyds. Ja, ek sal ter harte neem wat jy vandag my gesê het. Ja, okay, Eldien. Dan regtig my wens vir jou is, né? Kry vir jou 'n horlosie wat ordentlik tyd kan hou. Ja, my man het my horlosie gekoop actually. Nou, actually weet jy nie hoe om te lees nie. Ja, ek dink sy battery is pap. Genare, jy het gister tyd gehad om in die winkels rond te loop. Hoekom het jy nie tyd gebruik om 'n ander battery te koop? Dit was nie vir my belangrik, klere was belangriker. Jy sien jou tyd. Ja. Ja. Nee, okay, Eldien. Dankie Chris. Okay, ek moet nou gaan. Okay, dankie tog. Want dit is nou tyd om te gaan. Dis nou tyd om te gaan. Tyd om te gaan werk. Ja. Ja. Maar voor jy hardloop, kom ons maak net tyd om vir God dankie te sê. Dankie Chris. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here ons God. Vader, baie dankie. Laat U dit so op ons harte kom druk het. Laat ons regtig wyser kan leef. Wyser besluite kan maak aangaande die tyd wat U vir ons gegee het, Here. Help ons om regtig te sien wat se tyd ons waar moet spandeer. En ja, Here, om op U perfekte tydsberekening te wag. Vader, dankie dat U dit alles gemaak het vir ons om te kan verstaan en help ons en versterk ons, Vader, om regtig ons tyd so uit te koop, om meer en meer van U te leer en meer soos Jesus te word. Vader, ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor. In die grootste naam wat ek ken, is Yeshua Messia. Amen. Amen. Dankie Chris. Vriende, baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. My naam is Pastoor Chris Boysen, soos julle gehoor het, seker al
as julle enigstens nog bemoediging, gebed of enigstens iets nodig het. Ons is hier van Port Elizabeth. My nommer is 083 232 2442. En julle kan gerus ons YouTube kanaal by aansluit. Dis JCR Administration. So ja, vriende, gebruik julle tyd wys, koop die tyd uit om meer en meer van ons Verlosser en ons Here te kan leer. Dankie julle, sien julle volgende week. Mag julle 'n geseënde week verder hê. En vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.